Hoi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is, Yeshua Mashiach, ons verlosser en ons redder. Vriende, baie dankie dat ek weer 'n geleentheid mag hê om met julle woord te kan deel. Dit kom in my gees op, hoe pak ons elke dag ons dag aan? Pak ons dit aan met geesdrif, of word ons wakker en dink, ja, nog 'n dag, of wat se manier ook al, het ons hoop vir die dag, is ons nie eens lus om uit die bed uit te klim nie. Maar vriende, ek dink dit sê baie van hoe jou dag dalk gaan loop, of jou nag, of hoe jy gaan wakker word, hoe jy jou dag aanpak. Ek lees in Matteus 21 vers 8 tot 9. Die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, die wat agter hom aangekom het, begin uitroep: Prys die seun van Dawid, loof hom, want in die naam van die Here kom. En vriende, geesdrif vorm die grondslag van elke suksesverhaal. In Matteus 21 was 'n entoesiastiese groep mense in die strate van Jerusalem bymekaar. Hulle swaai palmtakke en sing hosanas. Die geesdrif word van ver af tasbaar in die atmosfeer aangevoel. Jy sien vriende, hulle stroom nie om palmtakke en hosanas te gebruik nie. Hulle gebruik tot ook hulle eie klere wat hulle op die pad gooi. Vanuit die Bybelse perspektief is daar soveel redes waarom die mense geesdriftig kan wees. Die Christendom is gegrond op goeie nuus. Die goeie nuus van die Messias wat gebore is. Die goeie nuus van die kruisiging en die opstanding. Maar ook die goeie nuus wanneer hy weer kom om ons te kom haal. En vriende, mense raak so entoesiasties om verkeerde redes. En die hartseer werklikheid van die lewe is dat die geesdrif soms by die mense se hart kan verdwyn, dat jy nie meer lus is om iets te doen nie. Dit is tragies om mense te ontmoet wat geen hoop, geloof of toekomsverwagtinge meer het nie, want dinge het vir hulle skeef geloop. En vriende, mens kan 4 dinge doen om jou geesdrif en ywer te bou. Ten eerste, hou jou oë op Jesus Christus gerig, vasgenaal aan hom. Mense en hulle optredes kan jy soms van jou entoesiasme beroof. Maar vriende, as jy ons boontoe kyk, kry jy nuwe krag om voort te gaan. Hulle sê altyd, as jou voete onder jou uitgevat word, dan val jy op jou knie. En as jy eers op jou knie geval het, kan jy nie omval nie. En dit is waar ons krag vandaan kry as gelowiges. En vriende, ten tweedens, lees jou Bybel en bid elke dag. Die derde voorbeeld kan wees, woon kerkbyeenkomste by. Gaan waar die gelowiges is, dat hulle saam bemoedig mense tog die ander een. In Psalm 84 vers 11 sê ons tref nie dat een dag in die tempel beter is as 1000 dae daar buite nie. En ek dink in die 4de plek, raak besig met dinge wat die moeite werd is, wat die vuur opnuut in jou lewe aan die brand steek. Om die Here te loof en te prys, om sy aangesig elke oggend of elke aand of waar ook al te soek, en om so te hoor wat hy vir jou wil sê en hoe hy jou wil lei, en dan jou dag so aan te vul, en jou dag so te begin, saam met ons almagtige God. Ek dink dit kan almal van ons gedagtes weer op die regte koers laat inslaan en op die regte pad hou. Ja, ons almal weet dan wanneer ons gees en alles nou weer goed is, dan kom daar die ou vyand van ons weer, om ons net weer te kom lastigval, kan mens maar sê. En weet ek pla, maar weet julle vriende, ons moet nie dan moed opgee nie. Ons moet dit deursien, want Vader sê ook, as ons die vyand ontbloot, sal hy van ons af wegvlug. Hy sal nie by ons bly nie. En vriende, in Lukas 5 vers 24 tot 26 sê dit so mooi. Toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.
Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedige vrees gesê: "Vandag het ons ongelooflike dinge gesien." Die vriende, probeer is die beste geweer. Hoeveel keer het ons dit nie al gehoor nie? Baie mense gee egter te gou moed op. En vriende, die Bybel vertel ons in Lukas 5 van 4 manne wat 'n verlamde man by Jesus probeer uitbring het. Ek dink ons is almal bekend met daai stuk, waar daai 4 vriende 'n gat in die dak naderhand gemaak het, waar hulle vriend afgesak het tot voor Jesus. En hulle het nie moed opgegee nie. Ondanks die baie struikelblokke wat in hulle pad gestaan het, hulle het nie moed opgegee nie. Hulle het mos soos ek gesê het, dakteels verwyder. Ek dink daardie poging het Jesus geweldig aangegryp. En hy vurig tot 'n wonderwerk wat in die geskiedenis as baie spesiaal uitstaan. Mense gee baie redes waarom dit nie die moeite werd is om te probeer nie. Ek is te oud, ek is te jonk. O nee, Jessie, ek kan nie dit doen nie, ek is nie geleerd vir dit nie. Thomas Edison se kritisie het hom eendag daarop gewys dat reeds 7000 mislukte pogings aangewend het om 'n elektriese lig te laat werk. Sy antwoord aan hulle was eenvoudig: "Ek is nou 7000 keer nader aan die woord as toe ek begin het." As iets die moeite werd is dit die moeite werd om te probeer. As jy terneergedruk, platgeslaan en depressief weens omstandighede buite jou beheer, beproef lofpryse. Loof en prys die Here, dat hy las gelig sal word. Want dit is nie die vyand wat jy daar wil hou. Dit is nie ons Vader nie. En vriende, as ons bitterheid en onregverdigheid jou dagtaak oorheers, ja, stel dan vergifnis op die proef. As mense jou moed verloor, probeer hulle bemoedig. Moenie saam kla nie. Probeer die ander een wees. Die een wat die oplossing soek, nie die probleem soek nie. Moenie by die voorbaat tou opgooi nie. En vriende, as ons die moontlike doen, sal ons liewe Vader die onmoontlike doen, soos hy beloof het. Ons moet net op hom vertrou. Hy is ons God, liefdevolle Vader. Hy is nooit te ver om te help nie. Daar staan so mooi vir ons geskrywe in 2 Korintiërs 4, vers 16-17. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles vergewe oortref en wat ewig bly. Sien vriende, tot Paulus kon dit reg gekry het om selfs in die moeilikste omstandighede nooit moed op te gee nie. Juis omdat hy die geheim geken het, wat miljoene Christene laat aanhou hoop het. Ten spyte van hulle haglike omstandighede. Hy het geweet dat daar aardse swaarkry verdra kan word, omdat God se kinders die belofte het dat dit sal verbygaan en dit is boonop vir hulle sal uitloop op 'n heerlikheid wat vir altyd sal aanhou. Ons gee nooit moed op nie. Ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Nee, dan byt ons eers vas, want God is die hele tyd by ons. Vriende, ek glo ons elkeen kan daardie boodskap vir ons vat, ons eie maak. Dra ons weer met swaar kry gekonfronteer word. Ons God is by ons. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie woord van bemoediging wat U vir ons nou net weer geleer het. Here, dankie dat ons kan weet dat U altyd by ons is. Maak nie saak deur wat ons gaan nie. U is by ons. U help ons. U red ons. U dra ons daardeur, Here. U laat ons nie alleen daar nie. Here, en dankie dat U altyd uitkoms gee vir ons. Vader, aan U behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag, die mag
tot in alle ewigheid. Dankie vir die goedheid en die guns. In Jesus Christus wonderlik naam bid ek dit. En ons loof U daarvoor, my God. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.